1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Hier volg die storie van Ester. Kan een meisie 'n hele volk red? Daar was 'n koningin wat 'n geheim moes bewaar wat groot genoeg was om haar hele volk te red. Ester was 'n Joodse weeskind wat deur haar neefie Mordegai grootgemaak is. Sy het nooit gedink sy sal ooit in 'n paleis woon nie, wat nog te sê koningin word. Maar toe koning Ahasveros van Persië 'n nuwe koningin soek, word Ester onder al die meisies in die hele koninkryk uitgekies. Sy trek die pragtige klere aan, sy loop die glimmende paleisgange binne en skielik dra sy 'n kroon op haar kop. Mordegai gee haar egter 'n streng waarskuwing voor sy die paleis binnegaan. Sy moenie vir enigiemand vertel dat sy Joods is nie. Ester luister en sy hou haar geheim veilig weggesteek, diep binne haar hart. Alles lyk vir 'n ruk goed, maar daar is 'n man in die paleis met die naam Haman, en Haman is 'n opgeblaase, jaloerse amptenaar wat wil hê elke man in die koninkryk moet voor hom buig. Mordegai buig egter nie eers 'n enkele keer nie. Haman word so kwaad dat sy gesig rooi word soos 'n tamatie. Hy besluit iets verskrikliks. Hy oortuig die koning om 'n wet te teken wat sê dat al die Joodse mense in die hele ryk moet op een spesifieke dag uitgeroei word. Toe Mordegai van die wrede plan hoor, skeer hy sy klere en huil hardop by die paleispoort. Hy stuur 'n boodskap na Ester met net 5 sinne se gewig. Jy kan nie stil bly nie. Jy moet na die koning toe gaan. Miskien is dit juis hiervoor dat jy koningin geword het. Ester se maag draai van binne af buitentoe. Sy weet mos, enigeen wat ongenooid by die koning se troonkamer instap, kan doodgemaak word. Koningin of nie. Haar hande bewe terwyl sy die boodskap lees. As ek omkom, dan kom ek om, fluister sy uiteindelik. Sy trek haar mooiste koningsklere aan en stap na die troonkamer se groot vergulde deure. Haar hart klop so hard, sy kan dit in haar ore hoor. Elke tree voel soos 'n kilometer. Sy staan voor die deur en dink, wat as hy sy septer nie na my toe uitsteek nie? Wat as dit hier eindig? En sy stap in. Die koning kyk op. Vir 'n oomblik is dit tjoep stil. Toe glimlag hy en hy steek sy goue septer na haar toe uit. Ester adem uit. Sy oorleef die eerste stap. Met wysheid en moed nooi sy die koning en Haman na 2 spesiale feesmaaltye en by die tweede een wys sy eintlik haar ware klere. Koning, sê sy, haar stem nou sterk en helder. Iemand wil my volk uitroei en daardie man sit hier by hierdie tafel. En sy wys reguit na Haman toe. Die koning se woede laai op soos vuur en Haman se planne val soos 'n kaartehuisie in mekaar. Die wet word omgekeer, die Joodse volk word gered en Ester se dapper ja verander die lot van 'n hele volk. Soms is die grootste heldedaad nie om te veg met swaard en spies nie, maar om op te staan wanneer jou stem die enigste een is wat kan help. Fluit, fluit, my storie is uit. En vir die ouers of oupas en oumas wat saam geluister het. Ester was net 'n jong meisie toe sy voor 'n onmoontlike keuse te staan gekom het. Sy kon stil gebly het en dit sou seker makliker gewees het, maar sy het opgestaan ten spyte van haar vrees, omdat sy geweet het haar stem maak saak. Ons kinders gaan ook eendag by daai plek kom, groot of klein, waar hulle moet kies tussen maklik stil bly en dapper opstaan. Miskien is vanaand 'n goeie geleentheid
om jou kind of kleinkind te vra, as jy Ester was, wat sou jy gedoen het? Of eenvoudiger nog, wanneer laas het jy iets dapper gedoen, al was jy bang? Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Net die vraag alleen kan dan 'n saadjie plant. Dankie dat jy en jou gesin hierdie storie saam met ons deel. Sien julle volgende keer.